Goeiemôre, dit is 15 Junie 2026, lesing 38 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou ja, opskrif van hoofstuk 76 is die geheim van die innerlike geesteslewe. Nou dit is waarna ons streef, is om 'n innerlike geesteslewe te hê. Omdat Joshua sê die koninkryk is in julle, soek nie die koninkryk buite julle nie. So die koninkryk is word nie deur 'n kerk of deur 'n voorganger vir ons aangebied nie. Ons kry die kerk, die geesteskerk, die ewige enige kerk, deur Joshua se woord in ons tot werke te laat verander. Werke van liefde vir Vader en liefde vir die naaste. Dit is die innerlike geesteslewe. Maar so baie mense dink hulle is daar, want hulle is Christene, hulle is gelowig, hulle gaan elke Sondag kerk toe, of Sabbat na 'n diens toe, en hulle gee hulle geld, maar hulle is onbetrokke met liefde. En dit is 'n probleem, want slegs deur liefde groei jy in jou innerlike. Jy kan jouself nou indink, jy sit in die kerkbank, hier kom die kollektebord verby, en jy sit jou geldjie daarin, dalk baie meer as wat jy kan bekostig. Wat 'n geestelike interaksie was daar nou gewees tussen jou en, kom ons sê nou met die kerk se bankrekening, want dit is tog maar waar dit heen gaan, wat liefde opbrengs kan gee. Want alles wat ons doen moet 'n opbrengs hê. Al maak ons nie wins nie, is die wins in Vader se koninkryk is 'n siel wat gehelp word wat nood het. Het sy deur kos, klere, behuising of deur waarheid. Nou vergelyk daai ou wat nou sit in die bankie met die ander ou wat op 'n Sondag of 'n Saterdag, Sabbatdag ry na 'n arm mens se huis toe. En hy bring vir hulle klere en kos en wat hy nou in die week agtergekom het wat hulle nodig het. Hy het van die goed gaan koop met geld wat hy die ander een nou in die 10de bordjie gegooi het. En daai dankbaarheid en daai interaksie tussen daai mense en hierdie persoon wat nou vir hulle kom as 'n engel uit die hemele. Onthou, hulle bid ook. Baie van ons mense wat so arm en op die grond is juis by die woord gebring, deur hierdie dinge wat Vader oor hulle bring. Nou sien hulle jou as 'n engel, en jy is net so aangedaan oor hierdie mense se dankbaarheid, en die feit dat hulle verskriklike nood gehad het, dat daar nie kos in die kaste was nie, dat hulle op die grond slaap, want dis wat ons ervaar. Op 'n ou dun kombersie op 'n koue sementvloer slaap mense en hulle kinders. En dan as jy daar wegry, dan weet jy, daar was iets het gebeur in jou innerlike. Maar met die ou by die kollektebordjie het niks gebeur nie. Hy het heel moontlik nie eens gedink aan wat hy doen nie, maar hy het 'n transaksie wat gedoen word. Die verskil tussen die twee persone is die een persoon in die kerk is in sy verstand. En die ander persoon wat daadwerklik uitgaan om sy medemens te help, is nou in sy hart. En dit is die groot trek. Ons was almal in die verstand toe ons in die kerk was en in ander Israel gemeentes waar ons gedink het, ons is omtrent nou amper op pad hemel toe. Ek noem altyd daai groot trek. Ons lees mos baie van die geskiedenis van die groot trek. Maar daai trek was erg, en dit was moeilik, was oor die Drakensberg. Nou die draak is ook in ons. Het is nie verniet dat die Drakensberg genoem word die Drakensberg nie. Die draak is die wêreldse genietinge wat ons nie kan los nie. En die trek is 'n lineaal lengte van jou kop af na nederigheid toe, na die hart toe. Dit is die groot trek in elkeen van ons lewens. En ek lei hiermee hierdie hoofstuk in. Vader beskryf dit baie mooi deur Johannes, maar dit het my baie lank gevat
om tot daai besef te kom, dat ek uit my verstand moet uitkom, en in my hart moet kom. Baie mense weet nie hoe nie, maar dan moet jy vra. Dan moet jy vir Yeshua vra in gebed. Vader, wys my hoe om in my hart te kom. Want dit is moontlik, vir almal van ons. Maar baie keer is daar baie goed wat moet eers uit jou hart uitgewan word, wat pla. Dinge wat keer dat jy in die hart kom. En dit moet jy dan jouself reinig van. Nou ja, hoofstuk 76, nou Zorel het nou 'n kleed gekry, het mooi woorde gekry, almal is baie mooi met hom, niks dinge van straf en gevangenis en al die goed nie. Nou gaan ons verder. Na hierdie woorde van Sirenius, buig Zorel hom so diep moontlik voor ons, en gaan dadelik daarna weer na Johannes toe, wat hom opnuut vriendelik ontvang, en hom vra hoe dit nou met hom gegaan het. Zorel sê, dit het met my buitengewoon goed gegaan, wat jy wel aan my klere kan sien, want as jy eenmaal in besit is van 'n behoorlike hemp, en toga, en 'n Griekse mantel van blou merino om jou skouers dra, dan gaan dit met jou aards gesien tog sekerlik uitstekend. Wat die geestelike welsyn en welstand ewenwel aanbetref, sê ek vir jou dat ek nog heel onbehaaglik voel. As Elohim wou gehad het dat ek geestelik net so niet geklee moes loop, soos wat ek nou liggaamlik is, dan sou dit seker met my beter gaan, maar dit sal nog sy tyd nodig hê. Nou ja, die verskil tussen 'n uiterlike kleed, wat hom nou baie wel geval, en 'n innerlike kleed is, jy kan vir iemand vra om vir jou uiterlike kleed te gaan haal, of jy kan een gaan koop, maar die innerlike kleed, die kleed van nederigheid, waaruit liefde, wysheid, waarheid en krag voortvloei, daai kleed moet jy self verwerf. Dit is 'n kleed wat net jy kan maak, weef, deur Yeshua se leer in dade om te sit. Dan raak jy ook aangetrek in die gees, wat dan ook beteken, dat jy nou vanuit jou hart leef, want die koninkryk is in ons. Maar die siel is nog blind, wanneer dit in die wêreld vassit, en hierdie gees, Yeshua gees, kan nog nie die siel bereik nie. So die naderkom aan daardie gees in jou hart, in jou wese, is die aantrek van 'n geestelike kleed. 'n fyn wit linne, beskryf die boek Openbaring dit vir ons. Dit is die vergelyking wat gebruik word om 'n mens se topgeestelike toestand aan te dui. Ons noem dit die toptoestand, maar dis eintlik die laagste toestand van nederigheid. Vriend, een vraag kan jy my egter wel toestaan, en die lui, julle is mense soos wat ek is. Julle is van vlees en bloed en het dieselfde sintuie as ons almal. Jy het my egter bewyse gegee van 'n geesteskrag, wat alles wat ek tot op hede meegemaak het, hemelhoog en ver oortref. Nou is my vraag, hoe jy daaraan gekom het. Wie het dit vir jou en jou vriende geleer? Hoe kom julle daaraan? Onthou, Johannes het sy hele lewe voor hom blootgelê, en hy is verbaas, want Johannes was nooit daar nie. Johannes sê vir hom, jy sal weinig daaraan hê as ek dit vir jou sou uitlê. Maar as jy egter sal doen wat ek nou vir jou sal sê, sal jy die weg daartoe in jouself vind, en jou ontwikkelde gees sal jou, gesterk deur Elohim se gees, in alle waarheid en wysheid lei. As jy 'n bepaalde kuns wil leer, moet jy na die kunstenaar toe gaan, en jou deur hom laat inwy in die kuns. Dan volg die vlytige oefeninge, ten einde jou die handgrepe sodanig eie te maak, dat hulle volkome ooreenstem met die van die meester, en dan sal jy so kunstenaar wees, soos jou meester. Nou hier kan ek dit nou net
vergelyk aan die hand van, kom ons sê, jy wil net so mooi klavier speel soos Lulu. En sy het 'n unieke manier van speel. Dan help dit nie, sy speel vir jou nie. Sy sal jou leer, en sy sal vir jou die musieknote gee, wat jy self moet leer, en sy sal vir jou sê, jy moet nou agter daai klavier inskuif, en jy moet begin oefen, jy moet vaardig raak. En dit is net so, as wat 'n mens dit self moet doen, dat die meester nie dit vir jou kan doen nie, maar jou net daarin kan wys en inlei. Net so is dit met die geestelike. Ons kan nou hier lees wat ons moet doen, om 'n meester te word in die gees. Maar, ek moet dit self doen. Jy moet dit self doen. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Kan net vir jou die rigting wys. As jy wil leer dink, moet jy na 'n filosoof toe gaan. Hy sal jou opmerksaam maak op oorsake en gevolge. En daardeur sal jy begin te dink en gevolgtrekkings maak en jy sal sê, omdat water vloeibaar is, kan dit maklik beweeg word. Deur sy swaarte moet dit na benede in die dal stroom, omdat volgens die algemene ervaring tot op hede, alles wat gewig het, as gevolg van 'n aantrekkende krag uit die binneste van die aarde, hulle self ook altyd op die binneste van die aarde gerig het, en dit sonder ophou sal bly doen, volgens die onveranderlike wil van die Skepper, wat alles in die hele natuur beheers. Dis 'n basiese ding wat, as jy buite werk, met die natuur, met boer, met konstruksie, met allerhande dinge, sien jy dat water altyd na die laagste plek toe gaan. Dit is die eienskap van water. Daarom word dit ook vergelyk met ons wat soos water moet wees. Joshua sê, as julle hierdie lewende water wat ons vanmôre lees in die gees, hierdie woorde, dan sal lewende waters vanuit julle vloei. Dit is hoekom hy water nou as 'n vergelyking gebruik. As die water in die see die diepste moontlike bedding bereik het, tree daar betreffende verdere stroming wel 'n rus in, maar op sigself bly dit tog altyd 'n vloeibare liggaam. En as daar 'n stormwind oor die wye oppervlak waai, bring dit die oorigins rustige oppervlakte van die water in 'n golwende beweging. En hierdie golwe van die water is op sigself weer niks anders as 'n strewe na rus van die vloeibare waterliggaam nie. Maar omdat niks anders so drang na rus het soos water nie, kan dit ook die maklikste en vinnigste uit die ewewig van sy rus gebring word. Daaruit volg uiteindelik die gevolgtrekking. Hoe vloeibaarder 'n liggaam is, des te meer rus soek dit. En hoe meer sy liggaamlike wese na rus streef, des te makliker kan sy rus versteur word. Maar hoe makliker die rus van 'n elementêre liggaam versteur kan word, des te vloeibaarder moet dit wees. Uit hierdie voorbeeld sien jy hoe mens in 'n filosofeskool begin om te leer dink, en hoe mens gevolgtrekkings begin maak van die oorsaak na gevolg en ook omgekeerd. Alle dergelike denke beweeg hulle self egter in 'n sirkel, waar dit nie uitkom en ook nie kan uitkom nie. Dit is nou maar, meestal is hierdie filosofiese gebrabbel eintlik iets wat onverstaanbaar is vir 'n gewone mens. Sulke gedagtes baat die mens dan ook weinig of niks met betrekking tot sy innerlike geestelike welsyn, wil en denke nie. Maar soos wat jy jou die een of ander kind slegs by 'n kunstenaar en 'n ordelike rasionele denke slegs by 'n filosoof eie kan maak, so sal jy die innerlike geestelike denke slegs by 'n gees en wel by die alles deurdringende gees van Elohim in jouself kan leer. Dit beteken, slegs 'n gees kan 'n gees leer, want een gees sien en herken die ander gees, soos wat die een oog die ander sien,
en besef dat dit 'n oog is en hoe dit geaard is. Die Gees is die innerlike gesigsvermoë van die siel, wat alles met sy lig deurdring, omdat dit 'n innerlike en daarom suiwer lig is. Elkeen van ons het daardie Gees in ons. Dit is die Vader se geesdruppel. Dit is te vergelyk met die groot see, wat die hele aarde omspan, het elkeen van ons 'n druppel gekry. Die eienskappe is alles presies dieselfde. Elkeen van ons, ongeag ons verskillende geaardhede, persoonlikhede, personas, het elke een het 'n gelyke stukkie van sy see in ons. Dit is nou hierdie Gees waarvan hy praat, en dit is wat ons moet ontdek. Ons wat is as siele bestaan, moet een word met daardie Gees. Ons moet toelaat dat daardie Gees ons deurskyn, moet die hele siel verlig, sodat die siel nou suiwer wit lig kan word. En wat die Gees doen, dit por jou aan om daai 7 eienskappe wat op die bord is, wat ook die 7 kleure van die reënboog is: liefde, wysheid, werksame wil, krag, erns, geduld en barmhartigheid. Dat ons daai eienskappe beoefen. En wat word dan wanneer ons dit beoefen? Daai 7 kleure, as jy hulle saamgooi, dan word dit wit lig. En dit is die hele doel. En dit is wat die Gees van Vader ons help en lei, dat ons siel kan laat begin skyn. Nou met Kirlian, is dit die regte woord, fotografie, wat hulle die mense aura, dit is jou uitstraling, kan afneem. Jy en ek het so uitstraling omtrent 1/2 meter na 1 meter toe om ons. En by elkeen van die punte op jou hoof hier is die barmhartigheidskroon, en dan gaan hy af die liefde, die geduld, die geregtigheid, en dan die wysheid en die werksame wil in die orde tot hier by jou bek en bene. Wanneer daai ligte nou begin skyn, kom ons sê jy's nou baie sterk in geduld, dis my swakste punt, dan skyn daai kleur van geduld uit jou uit. En dan lyk dit soos 'n reënboog in die Kirlian beeld. En as daai reënboog almal ewe sterk deur jou kom, dan sal iemand wat van ver af is jou sien as suiwer wit lig. En daai wit lig is die gees van verskrikking vir die ander bose wesens op aarde, of mense wat beset is met ander demoniese geeste. So die manier hoe jy vir die bose tot verskrikking kan wees, is om verskriklik lief te wees vir jou eie. Dis hoekom Vader gesê het, jy moet jou naaste lief hê, wat bepaal dat daar ook 'n verste moet wees, wat jy nie hoef lief te hê nie. En die verstes van jou sal dan sidder vir jou lig. Maar dis nie waarvoor ons die lig of na die ligtoestand streef nie. Ons streef na die ligtoestand om een te word met Yeshua, sodat ons vir hom diensbaar kan wees in ons volk vanuit helder wit lig, wat uit die aard van die saak vir jou meer krag te gee, sodat jy ook siekes kan genees, dat jy ook voedsel kan gee uit niks uit nie, soos visies en brode wat hy vir die volk geskep het. Jy sal daai kragte hê, want hy beloof dit. Groter dinge sê hy sal julle doen. Jy sal selfs 'n mens uit die dood kan opwek met daardie lig. Maar as jy nog nie volkome een is daar nie, kom ons sê ons is nou net gedeeltelik daar, dan moet jy nie verbaas wees as baie van die goed wat jy probeer nie gaan werk nie. Dit is nie omdat Vader jou nie wil help nie.
Vader kan jou nie help nie, want jy self is nog nie op die regte vlak nie. Maar omdat hy genadig is, sal hy ons almal help en doen hy ongelooflike wondere, wanneer 'n sondige mens in volle geloof die hande oplê vir 'n ander siek mens. En dan gebeur daar dinge, wat ons dan as 'n wonderwerk beskou. Dit is net so. So ons moenie ophou om te sê, nee, maar ek het nog nie genoeg lig nie. Jou geloof gaan vir jou baie, baie van hulp wees. Sulk vers 8 daarin, die so 4-3 lyne af. Sulke gedagtes, baat die mens dan ook weinig of niks, met betrekking tot sy innerlike geestelike welsyn, wil en denke nie. Maar soos wat jy jou by die een of ander kuns, slegs by 'n kunstenaar en 'n ordelike rasionele denke, slegs by 'n filosoof eie kan maak, so kan jy die innerlike geestelike denker, slegs by 'n gees, en wel by die alles deurdringende gees van Elohim, in jouself kan leer. Dit beteken slegs 'n gees kan 'n gees leer, want een gees sien en herken die ander gees, soos wat die een oog die ander sien, en besef dat dit 'n oog is en hoe dit geaard is. Nou ja, ons weet dat die uiteindelike gees, is hoekom ek nou weer dit lees, is die Elohim se gees. En daarom kan jy jou slegs laat leer, deur iemand wat Elohim se gees in hom of haar het. Daarom moet jy nooit jouself blootstel aan mense wat 'n ander gees het, as 'n nederige gees met die absoluut gerigte wil om liefde uit te leef nie. Moenie dat hulle op jou hande oplê nie. Moenie dat hulle vir jou instruksies gee wat jy moet doen en sê dit kom van God af nie. Want 'n gees van waarheid kan slegs van Vader af in 'n persoon gesit word. En daai persoon sal vir Joshua lief hê met 'n absolute gerigte liefde. Hy sal nie nog na jou toe kom en sê, ja, jy moet nou bely dat langs die Vader, die Seun en die Heilige Gees bely jy nog 'n kerk in jou lewe wat vir jou ek glo. En ander mense wat veral in die Israelitiese bewegings, jy kan Joshua is nou reg, maar die wettiese dinge moet nog gedoen word. Mense wat nog, party van hulle slag nog diere, ander kan nie insien dat Joshua die vervulling van al die wette is nie. Terwyl hy dit self sê in Matteus 5, vers 17 en 18, ek het nie gekom om die wet af te skaf nie, maar om te vervul. So, wat het hy gesê, moet ons doen om die wet te vervul? Wees lief vir Vader met jou hele hart, verstand en siel, en jou naaste soos jouself. Dan vervul jy die wet. Dan hoef jy nie al die dinge te doen wat daar geskryf staan nie, 613 wette. Want as jy in die liefde is, oortree jy nie die wet nie. Die gees is die innerlike gesigsvermoë van die siel, wat alles met sy lig deurdring, omdat dit 'n innerlike en daarom suiwer lig is. Daaruit sien jy nou hoe dit gaan met die leer van verskillende dinge, en hoe 'n mens vir alles wat 'n mens wil leer, altyd die geëiende leraar moet hê, omdat 'n mens andersins 'n ewige knoeier sal bly. Maar dit kom dan ook baie daarop neer om, ook al het 'n mens die allerbeste leraar gevind, alles presies en vlytig te doen, wat die meester beveel of aangeraai het om te doen en te oefen. En dit vergelyk ek met ons voorbeeld. Jy is mal oor die klavierspel, wat jy elke oggend die hoor, en jy wil graag so 'n klavier speel, nou kom jy na my toe, en sê, ek wil graag so 'n klavier speel, jy moet my leer. Hoe kan ek jou leer? Want ek is nie 'n geëiende leraar van klavier nie. Ek kan 'n bietjie gitaar speel, dis al. En as jy na my gaan luister, gaan jy soos hy hier sê, jy gaan 'n ewige knoeier bly. Jy gaan nooit uitstyg
met die instrument nie. En dieselfde met die Gees. Gaan altyd na Vader toe. Maar as jy nie direk in jou hart nog die pad gevind het na hom toe om hom vrae te vra nie, kom dan na iemand toe wat alreeds daardie weg ken en weet wat jy moet doen, wat kan klavier speel. Dit is maar hoe dit werk. Mense kom tot hierdie insig en wysheid na baie jare. En ek moet dan ook bysê na baie jare van beoefening. Dis nie net boekekennis nie. Boekekennis, jy kan 100 musiekboeke deurlees en studeer, maar jy sal nog nie 'n noot kan speel nie. Jy moet gaan sit en die job doen. Selfs met die geestelike werke. Jy moet uitgaan en die liefde self doen. Daardie gevoel wat julle nou hier kry, is 'n maklike voorbeeld hier by die sorteerbaai, waar julle soveel mense help. Daai wonderlike dankbaarheid van daai mense wat daar wegstap, met eintlik goed wat nie eers, wat ander mense by supermarkte weggegooi het, hulle wil dit nie hê nie. Dit bring in 'n mens se hart 'n sekere blydskap dat jy iets kon doen aan hulle lewe, of by die klerekas. En daai ou klomp kindertjies en mense trek hulle ou goedjies aan wat ons vir hulle gee. Daai blydskap op hulle gesiggies, al is dit tweederandse klere, tweederandse speelgoed, van die goed is nie eens meer reg nie, dit is stikkend, maar tog is hulle bly want hulle het nog nooit iets gekry nie. Dit is om agter die klavier in te skuif en te oefen. En dan sal jy 'n meester word in die liefde. As die Gees in jou ontwaak, sal jy sy stem waarneem soos helder gedagtes in jou hart. Daarna moet jy goed luister en in jou hele lewenssweer daarvolgens rig. Dit is die gewete. Luister na die stem van die gewete. Dan sal jy daardeur jou eie gees 'n steeds groter werkgebied verskaf. En so sal die Gees in jou groei tot die grootte van 'n man en jou hele siel deurdring en daardeur jou hele materiële wese. Dit is die 3 persone wat ons is. Ons is 'n liggaam, ons is 'n siel en ons is 'n gees. En in die proses van die magnetiese slaap was hy eers 'n klein babietjie, ek dink hy was 'n embrio, en later het hy 'n klein kind geword. Maar toe hy uiteindelik hierdie Zorel in sy gees aankom, toe is hy 'n volwasse man. Soos wat Yeshua 'n volwasse man moes word voordat hy kon preek en toe die offer kon bring. So dit is wat ons dan moet doen. Ons moet nie ophou werk nie. Jy kan nie nou ophou oefen nie. Dan gaan jy nooit beter en beter speel nie. So moet jy ook nie ophou om uit die wingerd wat Yeshua beskryf, die werk van liefde is soos om in 'n wingerd te werk. Jy moet skoffel. Jy moet die ou takkies vasmaak aan die drade. Jy moet die trossies moet mooi hang daar, en in gevalle waar ons baie peste het, moet jy die trossies met plastiek of iets toemaak. Daar is 'n hele versorging, jy moet water gee, jy moet die regte bemesting gee. So moet ons dan ook hierdie wingerdwerk van die Gees, moet ons nooit nalat of laks aanvat nie, sommer net so, trek my nie agtig doen nie. Maak asof dit die alles in jou lewe is, want dit is die alles in jou geestelike lewe. Maak nie saak hoeveel geld ons op 'n ander vlak maak nie, dit bring nie geestelike groei voort nie. Is dit nou vers 12? 11. Het jy in jouself by hierdie punt gekom, dan is jy ook net soos een van ons, in staat om nie net dit te sien en te herken, wat alle natuurlike mense met hulle sintuie kan sien en waarneem nie, maar ook die dinge wat vir die gewone mens onnaspeurlik is,
soos wat jy dit by my ontdek het. Ek kon, sonder dat ek jou vroeër gesien of geken het, alles wat jy ooit ergens op hierdie aarde gedoen het, en wat jy hoe verborge gehou het, haarfyn vertel. En dit is wat Joshua vir ons beloof het al so lank terug, as toe ons op die herberg was, dat jy so 'n vlak sal kan bereik, waar jy jou naaste se siel voor jou sal sien, en alles wat met daai siel gebeur het, nie net in die aardse lewe nie, maar ook in die baarmoeder tydperk wat met die siel gebeur het, en dan sal jy ook kan sien wat met die siel gebeur het in vroegere lewens, lank voordat die persoon op die aarde gebore is. En hy wys dit nie net vir jou nie, dat jy nou kan lekker kry hoe sondig die ou is nie. Hy wys dit vir jou, want hy wys ook die genesing. Hoe jy nou, so 'n siel wat deur sulke diep dinge moes gaan. En onthou, elke siel het sy eie pad, of haar eie pad, geloop. En niemand van ons het in 'n ander persoon se skoene gestaan nie. En daarom moet ons dit ook so in ag neem, wanneer ons met so 'n siel werk. Ons gaan verder. Nou het ek jou slegs 'n klein voorsmaakie gegee van die feite, sodat jy kan sien en besef hoe dit gesteld is met die geestelike dinge. Maar aan dit alles het jy nog weinig of niks nie. Jy moet nou verneem wat jy moet doen om jou gees te ontwikkel. Ek is egter nog lank nie geregtig om dit vir jou uit te stippel nie. Maar dit is wel 'n ander een wat ook by ons is, en wie se hele wese volkome deurdronge is van Elohim se gees. Hy sal jou eers die weg van die waarheid wys, en omdat hy self gees der geeste is, sal hy deur jou vlees teen jou gees roep. Ontwaak in die liefde tot Elohim en daaruit tot jou broers, in die naam van hom wat ewig was, is en ewig sal wees. En sê my nou wat jy dink van alles wat ek jou nou vertel het. Daar was 'n wonderlike eienskap tussen Joshua en die 11 apostels, want Judas Iskariot was nou nie op hulle vlak nie. En mense het opgetel dat, maar hulle praat nooit. Hulle praat nooit met Joshua nie. Hulle is net daar, hulle stil swygende getuies. Toe sê Joshua, nee, almal van hulle praat met my, maar vanuit hulle harte met my hart. En ek antwoord hulle, omdat hy kan, al 12 of al 11 gelyk, kan hy antwoord, want hy is alomteenwoordige wese. En dit is hoe ons toekoms moet sien met Joshua, dat ons al hoe minder van buite af gaan leef en al hoe meer van binne uit met hom te doen kry. En dit is dan om in die gees te wees. Baie keer sê mense vir jou, en vir my ook in die kerk gesê, ja, jy moet in die gees kom. En dan as jy so 'n kerk is, dan is dit hoe meer jy rondspring, en hoe meer jy brabbel, en hoe meer jy allerhande toertjies doen, hoe dieper is jy in die gees volgens hulle. En so baie mense het na my toe gekom en gesê, weet jy, ek was in daai kerk nie, maar hulle het hande opgelê, maar ek kon nie in tale praat nie. Ek kon nie al die dinge doen wat hulle sê. As hulle sê val, dan val ek nie. Ek staan net so en kyk vir hom. En dan sê hulle vir jou, ja, jy is beset met 'n demoon, want jy kan nie val voor die gees. Nee, dit is nie so nie. Die gees van Vader is eenvoudig net die wil om liefde te doen. Vir Vader, deur jouself te reinig, en vir die naaste, om sy nood raak te sien en nie daarby verby te gaan nie. Elkeen van ons volgens vermoë. Vader gaan nie van jou verwag as jy in 'n Wendy bly en jy kry 'n paar R100 'n maand SASSA of ietsie hier by ons, omdat jy nou moet nou R1 miljoen se projek tackle om arme mense te help nie. Ek verwag dit nie. Ek verwag wel dat ons almal kan bid daarvoor.
Maar jy kan die naaste wat langs jou slaap, wat jy hoor, is baie siek, of hoes in die nag, kan jy gaan, en jy kan iets gee vir daai persoon om te help, of 'n swaar las van 'n ou mens afvat, en dit vir daai persoon doen. Daai klein daad, tel net soveel soos die ou wat 'n miljoene rande sorgsentrum opgesit het. Want, in die Bybel is dit duidelik dat die weduwee wat haar laaste penning in die skatkis van die tempel gegooi het, Joshua sê, sy het alles gedoen, sy het alles gegee. Maar die ou ryk een of die fariseer wat daar op sy bors geslaan het, sy aanbieding is nie aanvaar nie, al was dit hoeveel keer meer. So moenie moedeloos raak en sê, maar wat kan ek doen? Ek moet nou eers die lotto wen, dan kan ek vir Vader iets doen. Nee, werk nie so nie. Volgende hoofstuk, Zorel besluit om hom te verbeter. Een ding wat hy gesê het in die vorige hoofstukke, ek het 'n wil. As ek iets wil doen, dan gaan ek dit reg doen. Ek het 'n ou maat gehad, hy is toe ook dood aan sy longe. Dan kan ek ook baie met hom gepraat, hou tog op rook. Toe sê hy, Dirk, ek het 'n sterk wil. As ek wil rook, gaan niemand my stop. Nou ja. Hoofstuk 77, Zorel sê, ek vind die les wat jy my nou gegee het baie wys, waaragtig en goed. Dit moet alles gewis so wees, anders sou jy my nie my mees verborgde dade soos uit 'n boek kon voorlees nie. Dit is dus seker dat die mens as mens 'n nouliks voor te stelle volmaaktheid kan verwag. En hierdie oortuiging gee my tans die meeste voldoening. Ek verlang ook glad nie na 'n volmaaktheid soos wat ek dit nou by jou waargeneem het nie, om by ander soortgelyke geleenthede arme sondaars hulle begane sondes voor te stoot nie. Maar ek sou die toestand wou bereik ter wille van die menslike volmaaktheid self, om myself daardeur 'n ware troos vir die lewe te besorg en my so in stilte oor myself te verheug. Ek wil nooit leraar of die een of ander regter wees nie. Ook al is dit hoe sagsinnig, as volmaakte mens wil ek slegs diensbaar wees, sodat geen mens in die vervolg deur my domheid enige nadeel sal ondervind nie. Toe ons die vorige lesing klaar gemaak het, het Karen my uitgewys, kyk na die kleed wat hy gevra het voor. Toe hy voor Sirenius is, toe sê hy, gee vir my 'n diensknegt se kleed. Hy kon hom gevra het vir 'n ander kleed. Hy kon hom gevra het, gee my 'n toga dat ek saam met jou mense kan oordeel. Hy kon gevra het vir enige kleed, maar hy het gesê, gee vir my 'n overall, as ek dit so kan sê in ons hedendaagse tyd, 'n oorpak, ek wil nou werk. 'n nederige kleed, wil nie iets wees nie, definitief nie 'n toga om te gaan preek nie, of al die ander klede wat ons vandag het nie, hoor jy gee vir my 'n pak klere wat daar in Parys se winkels, ek weet nie eens wat die goed se name is nie, maar ek weet 'n pak klere kan omtrent arme mense vir 5 jaar versorg. Dis nie wat hy gevra het nie. En hier sê hy nou wat hy wil doen, en dit is vir ons 'n les. Ons moet bereid wees om diensbaar te wees, nie om heersers te wees nie. Dit is die enigste beweegrede waarom ek verlang om jou volmaaktheid te bereik. Laat die eise wat daardeur aan my lewe gestel word, wees wat dit wil. Ek sal dit sekerlik nakom, want as ek iets wil, is geen offer vir my te swaar nie. Dit word gebring, selfs ten koste van my liggaamlike lewe, want watter waarde kan 'n lewe hê, as dit uit enkele onvolmaaktheden opgebou is? Met die onvolmaaktheid kan 'n mens niks volmaak bereik nie. Waarlik na iets wat onvolmaak is, verlang ek beslis nie meer nie. Jy sê egter dat 'n ander mens, vol van die gees van Elohim, my oor dit wat ek moet doen sal leer. Jy ken hom, wys hom aan, sodat ek na hom toe kan gaan en die middele kan vra vir die opwekking van my gees. Johannes sê, dit is die een hoofletter, wat jou vroeër na my verwys het.
Gaan na hom toe, hy sal jou leer. En dit is wat elkeen van ons moet sê, vir elke mens wat ons op die pad van ons lewe raakloop. Gaan na Yeshua toe, hy sal jou leer. Nie ek sal jou leer nie, ek kan jou 'n paar goed gee om jou op die pad te sit, maar verder moet jy by die meester gaan leer, by die maestro. Zorel sê, sedert my ontwaking het ek reeds by myself die vermoede gehad, dat hierdie timmerman seun uit Nasaret, waarvan mense my vroeër vertel het, iets meer moet wees as maar net 'n mens. Uiteindelik blyk dit dus waar te wees, wat ek tot nou toe slegs vaagweg vermoed het. Onthou, hy was maar in daai gebied, hy het alles gehoor dat Yeshua daar is. Dit is trouwens uiters merkwaardig, dat juist hierdie mens vir my so baie bekend voorkom. Hoe het hy toch so volmaak geword? Kan jy my iets daaroor vertel? Johannes sê, daaroor kan ek jou niks anders sê nie, as dat so 'n vraag wel te vergewe is. Maar eintlik sou dit net so iets wees, asof jy sou vra hoe en op welke wyse Elohim se wysheid en mag so oneindig volmaak geword het. Elohim self het hom uitgekies as sy liggaamlike woonplek. Dit is die groot barmhartigheid wat deur die gekosene tot alle volke gekom het. Die menslike wat jy aan hom sien, is in 'n sekere sin die seun van Elohim, maar in hom woon die gees van Elohim in sy volheid. En dit is so 'n eenvoudige begrip, maar so min mense het dit al raak gesien. Ek vat myself, hoe lank ek dit nou moes met die woord omgang hê, voordat dit my eintlik soos 'n hout in die voorkop geslaan het. Dat alles is net hy. Kyk nie na iets anders nie, want die volheid van die Gees woon in Yeshua. In daardie geval kan 'n mens tog nie vra hoe hy aan so oneindige volmaaktheid gekom het nie. Dit wat hy nou is en ewig sal wees, was hy reeds in die moederliggaam. Hy het wel al die suiwer menslike meegemaak, behalwe dat die sonde wat die mense altyd in 'n mindere of meerdere mate begaan, maar tot sy geestelike volmaaktheid het dit niks bygedra nie, omdat hy reeds van ewigheid af volmaak was. Hy het en doen steeds alles egter enkel en alleen, sodat alle mense 'n volmaakte voorbeeld aan hom sou hê, om hom, wat die oergrond en oermeester van al is wat is en lewe, daarin na te volg. Terwyl ek nou hierdie getuienis lees, kan ek nie anderste as om na sekere leermeesters in ons volk, regse boere wat die mense leer, dat Yeshua nie die oergrond en oermeester van alles is wat lewe nie. Dat hulle nie glo dat die volheid van die Vader Jahwe Gees in hom was vanaf geboorte nie. En dat hulle hom afbreek by ons volk. En ek het gisterand getuienis gekry wat iemand van my gesê het, wat ook in die bediening staan, toe sê, jy kan nie glo hoe hierdie ou se bediening vergroot nie. Hy gaan van stad na stad, dorp na dorp, en breek Yeshua se almag af. En die mense gryp dit aan, want sy volgelingtaal wys dit. En dit is die verskriklikste, want as ek vir 'n moordenaar en 'n rower gaan sê, hoor jy, wat jy doen as jy voortgaan daarmee, gaan jy hel toe, dan sal hy sê, ja, oké, dit is seker so, maar ek is nie bang daarvoor. Maar vir so 'n mens, wat nou sy hele lewe rig na 'n leer toe, van wetsonderhouding, en Yeshua is niks, behalwe net 'n mens gewees, is sinneloos. Jy beland presies waar die ander belang, in die duister. Want Yeshua is die lig. Is die lig wat na hierdie aarde toe gekom het, volgens Johannes boek in die Bybel, hoofstuk 1 vers 14. Hy is die lig wat alles verlig.
En as jy hom ontken, kan jy tog mos nie vergifnis by hom kry nie, en kan jy nie verlos word nie. Die erkenning moet eers kom, en dan kan jy verlossing en vergifnis kry. En met 'n klomp onvergeefde sondes wat ons almal begaan, ons is niemand engeltjies nie, kan jy nie in die koninkryk kom nie. Jy kan net in die duisternis kom, want die sonde wat jy het tot vandag toe, miskien is dit 20 jaar, 30 jaar, langer 50 jaar se sonde, is soos 'n duister klad op jou siel. En dit bring die siel in duisternis, want die duisternis is daar. Jy het dit vir jouself versamel. Maar ons wat elke dag erken dat ons sondige mense is, dit voor Yeshua bely en vergifnis vra, ons gaan met, of sonder daai las, gaan ons oor. En dit beteken die lig kan skyn. Nou weet jy ook wat jy ook met wie jy te doen het. Gaan daarom na hom toe, sodat hy jou die ware weg sal toon volgens jou gees, wat hom in jou bevind as die suiwere liefde tot Elohim, en deur jou gees of deur jou liefde die weg tot hom, wat te midde van ons vertoef, as die ware verlosser van alle mense, wat ooit op hierdie aarde geleef het, nou lewe en in die toekoms sal lewe. As jy egter na hom toe gaan, gaan dan in die liefde van jou hart na hom toe, en nie suiwer verstandelik nie, want slegs deur die liefde kan en sal jy hom win, en ook in sy goddelikheid verstaan, maar met die verstand sal jy ewiglik niks bereik nie, want slegs die rein liefde is in staat om altyd toe te neem, terwyl die verstand grense het, wat nooit sal kan oorskry nie, of wat dit nooit sal kan oorskry nie. Maar die liefde van die mens tot Elohim, soos wat gesê is, in staat om ewig toe te neem, en hoe kragtiger die liefde tot hom in jou sal word, des te ligter sal dit ook in jou hele wese word. Want die rein liefde tot Elohim is 'n lewende vuur en 'n stralende lig. Wie in hierdie lig wandel, sal die dood in der ewigheid nie sien nie, soos wat hy self gesê het. En nou weet jy al behoorlik baie. Wek jouself op in jou hart en gaan na hom toe. Nou wat moet ons nou sê van 'n mens wat Yeshua aftakel en afmaak as net 'n mens, 'n broer? Hulle noem hom ons ou boet. Jy kan nie die lig van Elohim kry nie, want die lig van Elohim is nou slegs in hom te vind. Die oerpoel van daai lig is in Yeshua te vind. Jy kry dit nie op 'n ander plek nie. So as jy Yeshua se goddelike status afbreek en tot niet maak, dan maak jy die lig tot niet. En die lig is alles. Want Elohim Vader is lig, maar hy het die lig vir ons makliker toeganklik gemaak in Yeshua. En nou verwerp baie mense dit. Hierna weet Sorel egter uit eerbied skaars wat hy moet dink en doen, want hierdie laaste mededeling laat hom geen twyfel oor die volkome aanwesigheid van Elohim in my Yeshua nie, en daarom word hy deur die steeds groeiende eerbied al hoe moedeloser en banger. Na 'n tyd van diep nadenke sê hy: vriend, hoe meer ek jou woorde oordink en bedink, hoe moeiliker word dit vir my om na hom toe te gaan, om hom, terwyl ek sy barmhartigheid die minste waardig is, te vra of hy self vir my die verligte weg wil wys na die lewe. Dit is op die man af gesê, vir my nou byna onmoontlik om na hom toe te gaan, want daar stroom vir my uit hom 'n bepaalde gewydheid tegemoet, wat altyd maar vir my sê: gaan terug, onwaardige, doen eers jarelange boete, en kom dan eers om te sien of jy die soem van my kleed kan aanraak. Sê my waar die buitengewone vrees vandaan kom, wat my hele wese deurdring. Johannes sê vir hom: dit is goed so, die ware liefde tot Yahweh Elohim moet altyd vooraf gegaan word deur die nederigheid van die hart.
As dit nie die geval is nie, kom die liefde nooit as te nimmer waaragtig en lewend tevoorskyn nie. Behou nog selfs die egte roumoedigheid vir hom in jou hart. Maar as hy jou roep, aarzel dan nie langer om so vinnig as moontlik na hom toe te gaan nie. Na hierdie woorde word Sorel innerlik ietwat rustiger, maar dink tog diep daaroor na, hoe goed en salig dit nou sou wees, om sonder die sonde voor die mees heilige te kom. En hier is die sleutel. As daar nie nederigheid van hart by enige gemeente of persoon is wat Vader se woord verkondig nie, dan moet jy weg bly van so 'n geloof. En as ek so kyk na mense wat skuimbekkend vuis in die lug die evangelie verkondig en die hel elke dag voorhou vir die mens, vir sy sonde en vir hulle skree van 'n hoogte af, dan is dit nie die nederigheid van hart wat daar besig is om te spreek nie. En dan is dit nie Yeshua se leer nie. So, die leer van Yeshua is, ons is almal broers gelyk en susters, en ons moet sy liefdesleer uitdra vir ons medemens. Punt. Dankie.